Pastoor Peper se alleenloper begrafnisklub orkes. Adele Reinders, episode 2. Soos altyd, wanneer Janina de Ruiter haar bagasie op die konveierbelt uitwys en afhaal, stuur sy 'n dankie op na boontoe. Dankie dat sy nog 'n vlug op 'n vliegtuig oorleef het, en dankie tog dat sy en Benkie nog hier langs mekaar in die ontvangssaal van die Laveld International Lughawe kan staan. Sy tik op die vasie met die deksel in die sak oor haar skouer en vra, "Nou toe, Benkie, uiteindelik het jy my broer Carlos ontmoet. Wat dink jy van hom?" Natuurlik sal Benkie dink die man is fantasties, soos die meeste ander vroulike wesens op die aarde, oud en jonk. So jammer dat julle mekaar nooit in die lewe ontmoet het nie, maar jy sal hom saam met my geniet, terwyl ons nog met jou teenwoordigheid geseën word, my geliefde maatjie. Janina het hom nie dadelik gesien nie, maar die volgende oomblik staan Carlos se aantreklike vriend, François de Waal, daar langs haar. Sy vat haar groot kleresak raak en trek het van die band af. Die man wou dit seker by haar geneem het, want sy hand was uitgestrek, maar net daar het iets gebeur, wat sy hand 'n oomblik in die lug laat stop het, en daar val die sak op sy voete. "Jammer," roep hy uit en gryp daarna. Sy ook, en toe hulle hande aan mekaar raak, los sy eerste. Sonder om weer in haar rigting te kyk, gaan laai hy dit op 'n trolley. Harry Croxley se tas kom net daarna aangery, en die man stap daarmee na nog 'n trolley toe. Toe stap hy na François toe, en die twee manne praat onder mekaar, maar om een of ander rede bly hulle oë op haar, en daar dring dit tot haar deur. Hulle dink seker ek is 'n frats, stapelgek, omdat ek met jou praat, Benkie. Hulle verstaan seker nie, dat jy nog steeds hier by my is nie. "En is sy?" vra broer Carlos skielik hier reg langs haar. Sy donker wenkbroue maak sulke snaakse trekbewegings bokant sy oë. "Ja, ou boet, erken Janina. Dit is hoekom ek haar as nog nie kon laat gaan nie. Sy klou nog vas aan dit wat sy onthou." "Dit is 'n lollery," antwoord hy, en toe sy haar volgende sak uitwys, is hy rats by om het te neem. Hy vra, "En wat is in hierdie sak?" "My skilder en kunsmateriaal. Ek gaan my nou van nou af toespits op natuurlewe sketse en skilderye. Mooi bome en wildlewe. En dierekarkasse sekerlik," voltooi haar sin. "Net so, jy het mos beloof om vir my na leeuvangste toe te neem." "Verseker, sal ek. Hopelik sal jy dan nie so baie na jou laaste misdaad tonele verlang nie." Ag nee, en daar gebeur het wraggies weer. François de Waal wat nou nader stap om Harry Croxley met sy laaste tas te help. En die keer staar hy in openlike afkeer na haar, want hy het weer net die stertkant van hulle gesprek gehoor. Ag, sy guarman, hy weet niks van haar af nie, en op sy gesig staan nou geskryf, dat hy dink dat sy stapelgek of van haar looitjie getik is. Daarom draai sy haar rug half na hom toe, om met haar broer te praat. En jy sê dit 'n mens soms daar van die uitkykpunt af, tot in die wildtuin kan sien. Wel, jy het mos die foto's gesien wat ek vir jou gestuur het, van die kameelperd wat die leeu's daar op die sandbank vasgetrek het. En toe kom die hyenas by, en die aasvoëls wat die bene begin skoon pik het. Ek het dit in een van my laaste skilderye ingeverf. Daardie kopbeen was fantasties. Wat is die kans dat ek so een in die wildtuin kan gaan oes? Carlos kyk streng na haar. Zilch, 0, niks, geen. Jy sit nie jou voete aan die ander kant van die heining nie. Mens stap nie in die wildtuin rond nie. As jy dreig om sulke stupid goed aan te vang, sal ek 'n permanente lyfwag vir jou aanstel. Janina bars uit van die lag. Grappie, Carlos, ek trek net jou been. Ek en Benkie ken mos die reëls.
Dit is hoekom ek vir my 'n baie goeie verkyker en kamera aangeskaf het. Ek sal maar die heining tussen my en die wildtuin hou en van die kant af verken en foto's neem van skilderye wat ek wil maak. Gaaf, want ek het jou nie hiernatoe laat kom, sodat jy self die onderwerp van jou volgende misdaad toneel moet wees nie. Carlos buk vooroor en lig 'n vinger tot in haar gesig. Ek wil jou nie ander week begrawe of veras nie. Nee, asseblief nie. Dit is 1000 keer beter om opgevreet te word deur leeu's. En daarmee wys haar laaste sak uit. Beddegoed en kussings. Haar en Binkie se kussings. Dit gaan waar hulle gaan. En terwyl Carlos dit neem, antwoord hy met 'n droë klank in sy stem. Nee, sissa, op hierdie stadium sal dit vir my lekkerder wees as jy eerder bly leef. Ek het jou gemis en sien vreeslik daarna uit om sommer 'n klomp goed saam met jou te doen in die tyd wat ons nog vir mekaar gespaar gaan wees. Ja, eintlik sien sy ook baie daarna uit om weer bande met haar broer te bou. En hopelik is daar nog 'n hele paar jaar vir hulle oor om dit in te doen. Sy sal liewer nie dom dinge aanvang wat haar lewe in gevaar kan stel nie. Dit is nie dat Janina bang is vir doodgaan nie. Dit is net dat die dood het haar van kleins af nogal bekoor. Vreemd genoeg, selfs voor haar ouers en sussie se vliegongeluk. Sy was 3 jaar oud, amper 4, toe die gesin se geliefde kat gaan opgrawe het in die middel van die nag. Die een wat haar pa 4 dae tevore begrawe het, nadat 'n kar in die straat oor hom gery het. Janina het gedroom die kat leef nog en dat hy vreeslik bly gaan wees om haar te sien as hy hom gaan opgrawe. Ten spyte van die feit dat hy erg dood was en besig was om te vergaan, het sy gevoel dat hy heeltemal reg sal wees na baie liefde en verpleging van haar kant af. Daarom het sy hom in sy houtboksie na haar kamer toe gedra en aan die werk gespring. Hy was taamlik verweerd, het in hemele gepong en Goggas het dit gewaag om aan hom te begin vreet. Maar Janina het hom in 'n skotteltjie in die waskamer gaan onderdompel en begin skoonmaak. Maar nie eens die feit dat sy sy lyf gebad en skoongemaak het gehelp nie. Hy het nie opgestaan nie en sy kop was steeds plat. Haar pa het haar daar in die waskamer van hulle huis gekry, waar sy op haar knieë gaan sit het en bitterlik geween het. Sy was op daardie oomblik van voor afstikkend oor ou Zorro. Toe kry Zorro 'n tweede begrafnis van haar pa af. Dit was nie asof haar ouers gedink het dat sy wat Janina is 'n bietjie mallerig is nie. Nee, dit is nie hoekom sy na 'n sielkundige geneem is nie. Haar ouers het haar vir berading gestuur, sodat sy moet beter voel oor die kat. Die bure het egter geskinder, veral die tannie wat reg langs aan hulle gewoon het, wat vir die dominee van die Afrikaanse kerk vertel het, dat iemand soos sy baie maklik 'n reeksmoordenaar gaan word. Hy het sy plig geag om dit in 'n besoek aan haar arme ouers ook te noem, maar haar pa het dadelik vir haar geskerm. Janina is nie in staat om iemand of selfs 'n dier dood te maak nie. Sy is dan maar 3,5 jaar oud man. Buitendien het sy gedink dat sy weer lewe in die arme ou kat kan blaas. Dit was net na haar 5de verjaarsdag dat Janina die kat weer gaan opgrawe het. In daardie stadium was sy nuuskierig om te sien hoe Zorro as 'n geraamte daar uitsien, nadat dit so lank onder die grond was. Toe vat haar pa haar na al wat 'n museum toe is, sodat sy na geraamtes kan kyk. Die ander 2 kinders, Carlos en haar oorlede sussie, het gekies om nie daai een saam met hulle te doen nie. En minder as 'n jaar later sterf haar ouers en ouer sussie in die vliegtuigongeluk. En daar doen ouma de Ruyter dit aan haar. Sy wou nie dat Janina en broer Carlos na die liggame gaan kyk nie. Maar Janina het so kabaal opgeskop, omdat sy hulle vir oulaas wou sien, dat oupa de Ruyter haar toe maar saamgeneem het. Dit was inderdaad nogal ontstellend om die pa, wat haar altyd so beskermend in sy arms kon toevou,
nou koud gelaat is deur haar teenwoordigheid. Hy het nie eens sy oë oopgemaak en vir oulaas vir haar geglimlag, toe sy probeer het om op sy bors te klim nie. Arme oupa wat haar geneem het om te gaan kyk, het erg deurgeloop en diep gepyn. Hy het gesnik, hy was in trane, dit was immer sy seun wat daar gelê het. En toe die mense hom later kwaadlik geneem het, omdat hy 'n 5-jarige kind saamgeneem het, dode huis toe, het hy net volstaan met, Janina is nie 'n gewone kind nie. Oupa, wat toe geforseer is om pa te word vir haar en Carlos. Sy bes probeer en nie sleg gevaar nie, maar hy was ook nie meer vandag se kind nie, en so verloor sy haar grootouers ook, een na die ander. En daardie ding van liggame, wat skielik nie meer lewe of siele binne in hulle het nie, het by haar bly spook. Sy het gewonder, as hulle nie veras was nie, hoe sou hulle na 'n week gelyk het, of 'n maand daarna? Sy het letterlik stilletjies navorsing gedoen oor die onderwerp en uiteindelik 'n kundige geword op daardie gebied, om oorskiet wat in die veld gevind word te gradeer, volgens ouderdom na sterfte. Die dat sy kriminologie gaan studeer het, polisiekunde, met anatomie as 'n stopvak, waarin sy gevra is om 'n paar jaar na haar meestersgraad te doseer. Tussendeur het sy gereeld by die beeldende kunste departement gaan rondhang, om saam met hulle figuur- en portretstudies te doen. Die klomp by die universiteit het gedink sy is bizar, heeltemal bevoeterd, opgekoffie deur die lewe. Maar haar loopbaan was voor haar uitgeplatsvy. Na universiteit het sy by die MAG aangesluit, SA Polisiediens, speurafdeling, profielbouer, identiteit saamsteller, ondersoeker van oorskot, wat jare ondergronds of in water was, saam met die staatspatoloog gewerk en vele misdadigers aan die pen laat ry, waarna sy op 'n dag besluit het, genoeg kruispad, dit stop hier. Miskien was dit omdat Binkie toe begin siek en blind word het. Janina het bedank, tuis begin bly en begin skilder en beelde maak. Sy is later deur galerye genooi om deel te neem aan groepsuitstallings, selfs solos daarna, en sien daar, so begin haar nuwe loopbaan as kunstenaar. Die mense wat kuns verstaan, sê sy skets nie net goed nie, sy is briljant as dit by die inbring van atmosfeer en persoonlikheid kom. Haar temas was halflewendige, halfdooie mense, wat die mooiste portretstudies geword het. Sy het vir haarself 'n naam daarmee gebou. Die koerante en die media het oor haar begin skryf, en deesdae is dit so, dat almal wat kuns bymekaar maak, ten minste een, Jean Sanchez, teen hulle mere wil hê. Haar uitstallings maak skoonskip, haar naam, wat sy vir haarself gekies het, verkoop uit. Daar is net een klein vlammetjie aan die einde van 'n baie lang en donker tonnel, wat Janina de Ruyter se lewe tot nou toe verteenwoordig. Dit is dat sy toe nie 'n reeksmoordenares geword het nie, en sy het geen behoefte om mense uitmekaar te skeur, anders as op 'n sketsblok of skilderdoek nie. Al kyk hierdie François Duval nou na haar, asof sy self daar 6 maande uit die graf opgestaan het. Sy Guarman, hy's niks van haar nie, en sy stel ook nie belang om vir hom of enige man ooit in haar lewe te beïndruk nie. Carlos stap voor hulle uit met haar trolley vol goed by die deur uit, en toe stap hy na 'n swart Mercedes Sprinter bussie toe. Janina volg op sy hakke, en agter haar, redelik ver terug, kom François en Harry Croxley ook aan, 'n veilige afstand tussen hulle. Daar is 'n sleepwa agter die Sprinter gehaak. Het jy gedink ek bring my hele trek op die vliegtuig aan, broer Carlos? Vra Janina. Wat jy bedoel jy nou met jou hele trek, spot hy. Is hierdie nie alles wat jy besit nie? Nee, daar kom nog so een en ander later aan met 'n lorrietjie. Ek hoop jy het plek vir al my en Binkie se goedjies.
Natuurlijk het ek plek vir julle. Ek maak plek. Maar is die plan nie om Binkie een of ander tyd te gaan strooi op 'n mooi plek nie? Maar ek sê mos vir jou, Carlos, Binkie sien nog nie kans om te laat gaan nie, en onder geen omstandighede mag sy dink dat ek hierdie stap sonder haar wou aanpak nie. Hy knik net en begin goed oorlaai in die bagasieruim van die Sprinter, niks in die sleepwa nie. Toe maar, ek verstaan, sis. Ek het geweet jy sal verstaan, broer. Terloops, ons het die sleepwa gehak, want toevallig het François huis vol gaste gehad wat ook lughawe toe moes kom. Dit is hulle vlug wat nou daar opstyg. Dankie tog, as daardie eystervoël op hierdie vlug afkom aarde toe, is sy nie meer in hom nie. Nadat Carlos sy suster se bagasie in die Sprinter se gatkant gelaai het, stoot Harry Croxley sy trolley ook nader. Terwyl hulle sy sakke en tas aflaai, neem François Janina se trolley terug by die gebou in. Hy is bly om 'n bietjie afstand tussen hom en die mooiste vrou op aarde te kry. Hy het gedog Clarissa het komplekse en buitengewone gawes, dinge wat hom uitfreak. Die feit dat sy met mense wat reeds aanbeweeg het kan praat. Hulle kan sien. Val Carlos se suster dan nou ook in daardie kategorie? Want hoe klink het asof sy nog steeds deur haar oorlede vriendin, se siel of gees of spook, vergesel word? Harry kom met sy trolley ook ingestap. Hulle parkeer dit by die ander en stap terug na die Sprinter toe en sy Britse gas wil weet. Wat het daar tussen jou en die mooi vrou gebeur? Ag, sy's net vreemd, 'n bietjie eienaardig, antwoord François versigtig. Sy praat met haar oorlede vriendin, wie se as sy in daardie leer sak oor haar skouer dra. Haar vriendin? Sis in 'n geliefde? Vra Harry ontsteld. Natuurlik het haar ook raak gesien as potensiële prooi. Was Harry se Diana nie 'n goeie 25 jaar jonger as die ryk man nie? Onthou hy nou weer. Harry vra, dink jy Janina is gay? Ek dink nie, want ek stel nie belang om uit te vind nie. Lieg François net effens. Toe sy by die lughawe se gebou ingestap het, het hy nes die meeste alleen manne van sy ouderdom gedink. Wow, hierdie een sal ek graag beter wil leer ken. Harry slaak 'n sug van verligting. Wel, dan sal jy my seker vergewe as ek haar graag beter wil leer ken. Jy is vreeslik welkom. Maar François dink by homself, moenie dink ek gaan haar agter by jou in die bussie laat sit nie. Nee, nou al nie. Hy stap na die passasierskant van die bussie toe en daar maak hy die deur oop. Hy draai na Janina toe. Sit jy voor langs jou broer? Julle het seker heel wat inhaalwerk om te doen. Ek en Harry sal die agterste sitplekke gebruik. Dankie, sy klim in. Harry gaan sit back af in die tweede ry sitplekke. Van daar af kan hy sy charmekrane in elk geval ten volle oopdraai. Hy is mos nou oor sy vrou se skielike dood. François gaan sit op die ry agter hom. Daar is baie spasie in die bussie. Terwille van Harry praat hulle almal nou Engels. Terug in Barlow Park ry Carlos eers verby die afdraai na die De Ruyter Villa toe. Hy draai in Buffel af en ry in Seekoei tot by die huis wat François van Harry gekoop het. Wanneer hy stilhou, buk François vooroor en maak die bussie se skuifdeur oop. Gewoonlik is dit die stadium waarop hy vir Carlos nooi om 'n bier by hom te kom drink, om dankie te sê vir die trip. Maar nie vandag nie. Hy klim uit en help om Harry se goed af te laai. Dan sien ons mekaar Saterdag, vra Carlos voordat hy weer agter die Sprinter se stuurwiel ingeskuif het. O ja, Saterdag, bevestig François oor 2 dae. Pastoor Peper se alleenloperklub gaan rugby kyk daar by Carlos in die saal van 'n sitkamer op 'n groot skermtelevisie. Dan maak Carlos se kok 'n reuse potpak en 'n baie lang sous. Die dames bring slaaie en die manne happies, skyfies en doopsouse.
Elkeen bring sy eie dop en chop. Jy is ook genooi, Harry? Ja, dankie, ons kom graag, antwoord Harry met sy oë op Janina, wat nou vir hulle waai. Harry waai terug, asof sy hand 'n vlerkie is, wat hom oor die bussie sal laat sweef, tot by Carlos se kasteel. Maar François het sy bedenkinge. Hy weet nie meer of hy wil gaan nie. Rugby is in elk geval nie sy grootste kyksport nie. Hy hou van F1, en met Carlos se mooi suster, wat van daar af tussen die enkel lopendes losgelaat gaan word, verwag hy binnekort een of ander vorm van misdaad hier in Marlothpark. Die vrou self laat hom aan 'n beeldskone reeksmoordenares dink, een wat in 'n vreeslike Hitchcock storie hoort. Hy hoop dat Carlos sy messe, skere, leë bottels, vuurwapens en alle skerp voorwerpe behoorlik sal wegsteek, voordat hy die deur vir sy gaste oopgooi Saterdag. Behalwe teen die tempo waarop Harry skielik voor haar geswig het, moet hy seker sy hart probeer hokslaan. Hierdie is die soort vrou wat harte verower en verslaan, sodat die bloed spat. Hulle dra Harry se bagasie by die huis in. Die huis lyk anders sedert Harry laas hier was. Dit is nou in 2 gedeel. François gebruik 'n slaapkamer in een vleuel en Harry die een langsaan. Die hoofslaapkamer het nou sit- en klein eetkamer van hierdie deel van die huis geword. Sy privaat kwartiere. Die res van die groot huis verhuur hy uit aan naweek of vakansiegaste. Die motorhuis wat sy eie bachelor sou geword het, daai plek is ook nou baie oulik. Dit is byna elke naweek vol bespreek deur terugkerende gaste. Mense wat môre weer inkom. Nadat Harry sy goed in sy kamer se kas uitgepak het, klim hulle in die Suzuki Jimny, wat die man gekoop het om daar te los. Die een wat hy sal gebruik, terwyl hy hier kuier, of moontlik later weer hier kom bly. Hulle ry na die Amazing Riverview restaurant toe, vir aandete. Hulle gaan nie laat uitbly nie, want Harry is moeg na al die lang reis en oorklim van vliegtuig na vliegtuig. Hy vertel dat sy kop skaars aan 'n kussing gaan raak, dan sal hy wegwees voor. Maar François weet nie of hy ooit weer in sy lewe gaan slaap nie. Sy kop is by die Spaanse inval hier in Marlothpark. Janina de Ruiter. Marlothpark is in groot moeilikheid met haar in die omtrek. Al hou hy nie van haar nie, sal hy dit sy missie maak om haar meeste van die tyd stip dop te hou, seker te maak dat sy in die moeilikheid bly en nie moeilikheid maak nie. Word vervolg. Dankie dat jy luister.